Ek gaan nie te lang wees vanaand nie. Ek het vanoggend gepreek. Ek voel gelei deur die Heilige Gees om vanaand 'n bietjie te teach oor negative thoughts. Daar's 'n afkorting wat hulle sê, ek lees 'n boek van Daniel J. Amen. Hy's 'n medical doctor ook, maar hy's bekeer, hy's baie lief vir die Here. Afkorting wat hy gebruik as ants. Hy het eendag by die huis gekom en toe by die huis kom was hy plek vol mure en die mure het gedrom om goed wat taai was. En hy dink, "Jo, ek kom nou so van 'n moeë dag af en kyk hoe lyk my huis nou vol mure." En die Here reveal vir hom die woord ant. Ants beteken vir die aflei, dis nie die betekenis van die dier ant nie, maar hy gebruik die woord ant, automatic negative thoughts. Automatic negative thoughts. En baie keer die eerste ding as iets met ons gaan gebeur, kom ons gaan 'n bietjie kampie naweek, wat van die slange? Automatic negative thoughts. Kom ons gaan 'n bietjie weg vir die naweek. Ek het nie genoeg geld nie. Automatic negative thoughts. Kom ons bid vir die ding, gaan die Here deurkom. Automatic negative thoughts. Maar dit word gebore uit sonde. So die sonde het gekom en dit vir ons negatief gemaak oor alles. Kom ons leer 'n bietjie vandag. Ag jene, ek is nie goed in wiskunde nie. Automatic negative thoughts. Kom ons gaan na die kerk toe. Ag man, nie vanaand nie, ons kan dit miskien opvang. Ons gaan dit miskien luister. Automatic negative thoughts. So met ander woorde, waar die automatic negative thoughts is, drom het om jou en dit gee vir jou 'n feeling op die einde van die dag. En ons gaan 'n bietjie gesels vandag oor Dawid se seuns, sy seun asook sy raadgewer wat daar was. En net vir agtergrond, as u gaan lees die boek van 2 Samuel 15 tot 17, dit waar jy baie dieper agtergrond gaan kry van Absalom en wat het daar regtig gebeur. So ek gaan vir julle net 'n summary gee en dan ook gaan ek 'n bietjie praat uit Psalm 55 tot 63. So die main idee gaan, when betrayal and crisis strip away your comfort, the wilderness reveal where our trust truly lies. And God becomes our shield when we have nothing left. So gaan dit weer vir julle sê. Die main idee van die ants gaan oor, when betrayal and crisis strip away your comfort, the wilderness reveals where our trust truly lies. And God can become our shield when we have nothing left. Circumstances don't make you. Die berg maak my nie sterk nie. Miskien sekondêr. Maar die berg wys vir my wat in my is. Circumstances show you what really is inside of you. So met ander woorde, hy gaan vir jou wys of jou fokus op negativiteit is, of jou fokus op memory is. Lewe jy van memory af? Lewe jy van 'n tyd af wat mense jou seer gemaak het en jy kan nie meer vertrou nie? Lewe jy van 'n tydperk af wat jy iets probeer het om te laat gaan en jy het al 80 keer gefaal? En elke keer as jy weer wil begin, dan voel dit vir jou, is dit die moeite werd om te begin? Gaan die Here deurkom? Daai automatic negative thoughts, daai ants kyk onmiddellik in. So ons moet bewus raak daarvan, van Absalom, Dawid se seun, was een van hulle. Dawid is 'n man en hy het 'n fout gemaak. Ek weet nie van u nie, maar ek is nie perfek nie. Ek soek perfekte mense. How family is nie perfek nie. As jy 'n perfekte kerk kry, kom sê vir ons asseblief. Maar ons is nie perfek nie. Ek as 'n leier is nie perfek nie. Daar kan baie keer kom wat ek misvat. Daar kan baie keer kom wat ek iets verkeerd sê, wat ek iets verkeerd uitdra, wat ek 'n verkeerde persoon, 'n regte ding op 'n verkeerde tyd aanspreek met iemand. Maar wat vir my suksesvol of meer volwasse gaan maak, is wanneer ek erken dat ek 'n fout gemaak het en ek gaan terug na die individu toe en ek gaan vir hom sê, you know what, ek het misgevat hierso. That is what failure is all about. Failure is about feedback. En Absalom, Dawid se seun, hy kon nie sy pa vergewe het nie.
gaan lees, as julle gaan opvolg in 2 Samuel, sy broer, sy halfbroer, het welis gehad in hom. En die welis het so groot geraak, dat hy Absalom se suster, sy eie, die ander ene, broer se stiefsuster, dat hy haar so begeer het, dat hy haar verkrag het. En op die einde van die dag het dit onder Dawid se aandag, hulle pa se aandag gekom, maar die manier hoe Dawid gereageer het, was nie hoe Absalom wou gehad het, sy pa moet reageer nie. Baie keer gaan ons na mense toe met iets, en hulle byvoorbeeld, of jou pa, of jou ma, of iemand wat jy vertrou, en hulle reageer miskien nie op die manier hoe jy wil hê, hulle moet reageer nie, en jy bou wraak op. En dis presies wat Absalom gedoen het. Maar hoe kan my pa, hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het hy dit amper onder die tafel ingevee? Maar hy weet nie die pyn wat Dawid as 'n pa in was nie. Want sy dogter was verkragt geweest, deur haar broer. Sy het 'n ander seun wat ook ly dat papa moet nou dit doen. Hy het miskien die ma wat in sy ore is die hele tyd, wat gaan jy doen omtrent dit? En hy het die Heilige Gees wat vir hom lei wat hy moet doen. En Dawid moet 'n besluit maak, vir wie gaan hy volg? En soos ons ken die Bybel sê, Dawid is 'n man na in God se hart. Miskien die ding wat hy gaan doen, gaan nie reg lyk vir sy kinders nie. Of miskien moes hy anders so opgetree het, maar hy het nie. As gevolg van emosies, wat miskien, ek weet nie, dit is my afleidings van Dawid. Dit staan nie in die Bybel geskryf nie. So dis my mense, as 'n mens wil ek my in dit plaas. As iemand van my kinders na my toe kom, en hulle sê, dit van hulle, my ander kinders, hoe gaan ek optree? En Absalom loop rond met hierdie wraak, en hy besluit, hy gaan sy boetie nooi na 'n partytjie toe, en hy maak sy boetie dood. Want as pa dit gaan doen, nie gaan ek dit doen. En wat gebeur? Absalom gaan vir 'n paar jaar weg, en hy kom terug. Dawid probeer hom vergewe, maar nie onmiddellik nie. Baie keer, as jy iemand moet vergewe, moet jy nie force om het, doen dit onmiddellik, maar die emosionele vlak van jou hart gaan 'n tyd vat, want jy's 'n mens. Ek vergewe jou, ek vergeet jou, but just allow me to work through my emotions, I forgive you. So Dawid se seun kom huis toe, en hy sê, he can come, I forgive him, but I don't want to see him now. Want dit is nog te vars. Die Here gaan met my deel, maar ek het jou uit my hart uit vergewe. So I want to encourage somebody today. It's okay if you forgive somebody and you forget about it, not to face that person immediately, or even that you don't want to face that person for a certain time, as long as you forgive the person out of your heart, because we are all human beings. Ons is mens. En het gaan aan, en hy laat Absalom huis toe kom, en Absalom was aantreklik, 'n jong man gewees, lang hare, aantreklik gewees, en Absalom was, ek met my pa, ek jou nog nie vergewe nie man, ek gaan jou inkry, jy's mos nou lekker oud, alles. So wat ek gaan doen is, ek gaan daar by die poortdeur hang, en as mense kom met raad, gaan ek daar sit, mense gaan my sien, en ek gaan vir hulle advies gee, en hulle gaan sien, ek is 'n koninklike. En mense gaan, die Bybel sê, and people start to like and love Absalom, because hy was tussen die mense. Hy het geluister na hulle, en nou en dan laat val hy 'n ding, as ek maar net die koning was, of as ek maar net die adviseur was, sou dinge baie anders kon gewees het in jou lewe. En baie kere in ons lewe het ons daai, as ek maar net hoor, daai is as ek maar net voice, as ek maar net, miskien is dit nie net 'n voice, maar miskien is dit iemand anders wat vir jou sê, "Jo, as ek die pastoor was, sou ek dit so gedoen het. As ek die leier was, sou ek dit so gedoen het." En omdat hy aansien gehad het, het mense hom begin volg. Wat Absalom, hy uit sy memory uitgeleef. En wat Dawid nog die seerste maak in die hele verhaal, hy het 'n raadgewer, en ek het die naam alles genoem volgende jaar nie sommer, want dit is 'n swaar naam, maar ek moet die naam noem. Die naam van sy raadgewer was, waar is jou naam nou, was Asapol, wat, kom nou Clifford Sheldon, dis 'n ander naam, die man. So, sy raadgewer kom met die swaar naam, en sy naam beteken actually maar net, son of the folly, it means son of destruction.
Sy raadgewer se naam. Want hierdie raadgewer van hom met hierdie moeilike naam, hy kom en hy draai teen Dawid. Hy was hier myn raadgewer, maar die raadgewer, hy was actually die oupa van Bathsheba. En Bathsheba was Dawid se vrou, wat hy mee gaan slaap het, toe dit nog nie sy vrou was nie. Die vrou wat hy op die dak gesien het, en toe hy moord gaan pleeg, en Bathsheba, nie die oupa nie, hy was Bathsheba se pa in fact, en hy het dit in sy mindset gehou, jy Boeta, vir jou gaan ek kry, ek gaan naby jou wees, ek gaan jou serve faithfully, maar as die dag kom, gaan ek teen jou draai, want jy het my kind verneder, jy het my beste skoonseun van my weggeneem, so I'm going to serve you. And a lot of times in our life, you get people and thoughts like that. Jy kry gedagtes wat baie na aan jou is. Gedagtes wat jou sal aanbeveel om dinge te doen, maar om jou in 'n trap in te trek. Jy gaan vriende in jou lewe kry wat jou gaan support, wat jou daar gaan wil hê, wat jou daar gaan wil hou, maar sodra jy jou daar het, sodra jy vulnerable genoeg raak, vir die thoughts wat opkom, dan slaan dit toe. Net soos dit toegeslaan het in Dawid se lewe. Terwyl Dawid nog, want die Bybel sê, en toe hulle toeslaan op Dawid, moes hy gevlug het, hy moet kaalvoete gehardloop het, hy het nie eens tyd gehad om aan te trek nie. En kom ons tel op die skrif wat ons gaan lees, in Psalm 3 vers 1 tot 2. En Dawid begin met die pen, hy lig die pen op en hy skryf, hy sê, Lord, how many are my vows? How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him. En die hartseerste van alles is, die wat sê, God will not deliver him, dis hy selfde mense wat gesing het, Saul het 1000 verslaan en Dawid 10,000. Daai selfe mense wat gesê het, Dawid is the greatest. Daai selfe mense wat gesê het, hy is die next koning. Maar die keer kom hulle na Dawid toe en sê, jy gaan dit nie die keer maak nie. Want jou seun is teen jou. Jou skoon pa is teen jou. Ek weet of hulle geweet het al, hy sê skoonpa nie. Almal is teen jou, want Absalom het almal gekry om teen Dawid te kom. Dawid moet met 'n handjie vol mense gevlug het. So all odds were against David. Maar die enigste iets wat nie teen Dawid was nie, was homself. En Dawid, hy sê, how many will rise up against me, and they will say that God will not deliver me. In Psalm 55 vers 12 tot 14 beskryf Dawid terwyl hy in daardie toestand is in die woestyn, hy voel betref van Ahithophel, is Ahitophel, is 'n moeilike naam, but Ahithophel, hy voel betrayal teen hom, hy voel, jy was my main man, jy was, as iemand my iets gevra het, dan sê ek vir jou, gaan vra vir, wat sê hy? Want hy was wys gewees, hy was iemand wat, sy woord het krag gedra. En Dawid sit daar so, en hy begin te skryf, en hy sê, if an enemy were insulting me, I could endure it. But as you, a man like myself, my companion and my close friend, ek weet nie of jy al in so 'n situasie gewees het, wat jy voel, iemand wat vir na aan jou was, het jou verlaat, iemand het jou seer gemaak, iemand wat jy nooit kon verwag het, moet jou seer maak. Miskien is dit jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, 'n familielid, jou man, jou vrou. Op 'n tyd was jy jou man se al en dal, op 'n tyd was jy jou vrou se al en dal, op 'n tyd was jy in die kerk, alles in die kerk, en skielik voel dit almal draai teen jou. Miskien is die papa wat daar moet gewees het, nie daar vir my nie. Miskien is die mamma nie meer daar vir my nie. Miskien was ek gister die liefling van my man, en vandag is ek 'n stuk ding van my man. Miskien voel jy betrayal oor die lewe, miskien voel jy betrayal in jou werk, ek het alles ingesit. En toe hulle afdank, toe bedank ek moes eers laat gaan het. Ek het alles in die kerk ingesit, maar hulle sien my nie raak nie. En ek weet nie hoe u gevoel het nie, maar ek was al betrayal gewees. Dit het al vir my so gevoel, dat die lewe, die wat my die naaste in my moet gewees het. Maar kom ons aan kyk, wat doen Dawid?
David gaan en hy gaan verder met die vers 3 tot 4 en hy begin met die woord maar. Hy sê, but you, O Lord, are my shield around me, my glory, the one who lifts my head up high. I call to you, Lord, and he answered me from his holy hill. So wat gebeur? David shift. Hy begin met sy menslike emosie en hy begin hulle aanspreek. And God wants you to start like that. In fact. Nou nie 'n eistervrou of 'n eisterman nou nie. God, this is how I feel. Ek gaan nie 'n naam noem nie, gister het ons training gehad en iemand, hy share met ons. Dis hoe hy gevoel het. Dis wat hy gesê het. As hy dit nie nou gaan loop nie, gaan hy dit doen in die persoon. En hy praat met die Here en hy beweeg weg. En hy was oop om te sê hoe hy voel. En die Here wil vandag vir jou hê. Moenie gaan sit in jou holy day as jy voel die Here kom deur vir jou en jy sê, Here, wanneer dan? Ek voel mismoedig. Ek wil opgee, Here. Ek gaan nie opgee nie, maar dis hoe ek voel. Wanneer kom die deurbraak? Maar as jy dit klaar laat uitkom het, soos David het klaar die gemors laat uitkom, toe begin hy met die woord but. Hy sê, but you, O Lord, you are my shield. You are my everything. Hoekom? Want ons gaan terug in Psalm 1. Welgeluksalig is die man en die vrou. They light themselves in the word of God. So wat gebeur? David is in 'n situasie geplaas en hy word gesqueeze. En as jy die appel of as jy die lemoen gaan squeeze, gaan 'n orange juice uitkom. En David word gesqueeze en toe hy gesqueeze word, die enigste ding wat uit hom uit kan uitkom is die woord van die Here. En dit is die woord van die Here wat hom sustain. And that's why it's so important to spend your time in the word of God. In the word of God. Hy sê, but God, you are a shield around me. En David word herinner in die tyd, toe hy Goliat verslaan het, toe hy, onthou 'n skaapwagter in daai tyd, was baie laag aangesien. Hy het nie eintlik 'n titel regtig gehad nie. 'n Skaapwagter is iemand wat gesien was. En hier kom David aan. Skaapkleertjies aan, skaapwagterklere, wat gaan hier aan? En sy broers en almal wil hom afweer. Maar David het 'n verhouding met God. David het saam met God, het hy beere, hy het hulle uitgewis. Hy het die bekke van leeu's, het hy gebreek. Why? Want hy weet, met my God, gaan ek deur 'n donderstorm. En David word remind that God is his shield. Not only in front of him, but around him. En terwyl almal sy gedagtes en alles en mense teen hom draai, word David herinner. David, onthou jy die tyd toe jy vir Goliat verslaan het? Wie was jou skuld gewees? Oh God, you were my shield. En miskien sit u hier vandag. Miskien was jy al in 'n situasie waar dit vir jou hopeloos gelyk het. Ek glo iemand wat hierso sit, was al in so 'n situasie. Ek glo, miskien is jy in die situasie, maar jy was al in die situasie gewees, wat jy gevoel het, die lewe maak toe om jou. Maar dink in die situasie, as jy al daar was, hoe God vir jou deur gekom het. Jy weet nie hoe dit gebeur het nie, maar God het vir jou deur gekom. Miskien as jy nou in so 'n situasie, maar dink in 'n tyd in jou lewe, toe jy gedink het, dit is klaar praat met jou, maar toe die Here vir jou deur gekom het. David was in die situasie, en wat hom uit die situasie het gekry het. He didn't live out of the memories of his failures. A failure as a dad? No. You could have said, God, I deserve it. Ek was 'n swak papa. Ek was 'n swak man. Ek moes seker meer tyd dit gedoen het. Jo, is dit nou my sonde wat my inhaal? Is dit my punishment wat ek nou moet kry? Van my jeug daar af? Want dit was wat die vyand met die automatic negative thoughts kom. Onthou jy wat jy gedoen het? Is nou die Here, is payback time. As jy jou hart vir die Here gegee het, verwyder hy jou sonde so ver as die ooste van die weste. En hy dink nie daaraan nie. So if any thought like that come to your mind, if you're born again, that is not from God. Don't spend time. Don't spend time. Miskien wil jy my 'n bietjie brei nou. Remember the time when God has saved you. When I think of the goodness of Jesus
and all He has done for me. My soul shout out hallelujah. Thanks God for saving me. So what am I and you doing when the negative thoughts come around us? What am I doing when I feel like a failure? What do I feel? What do I do when those closest to me betray me? Let's do what David have done. He have reminded himself of who God is. He reminded himself, ek was mos al amper in so 'n situasie. Daar was mos al 'n tyd wat ek nie kos in my huis gehad het nie. En hoe die Here van my deur gekom het. As ek nou daaraan dink, ek was op 'n tyd 'n sondaar ook gewees. But God saved me. As ek dink in my vorige lewe waar ek was, as die Here my daai kon gehaal het, die wat ek vandag face, dan kan die Here my mos hier ook haal. As die Here dit al vir my gedoen het, en wat my nog opgewonde maak, alhoewel ek nie so voel nie is, the word of God say, your latter will be greater than your past. God, if you say so, that my latter will be, God, as ek dink dat die latter goed was, God, hy pas goed was bedoel ek, how will my latter look? I want to encourage somebody today. I don't know what you're facing. I don't know what you're going through. But it's not done. Sin, the power of sin, has been broken over your life. Toe Jesus op daardie kruis hang vir my en vir jou, het hy gesê, it's done. It is finished. But in order for us to live victorious, we need to accept Jesus as our Lord and Savior. We need to recommit our lives to Jesus. We need to become aware of the betraying thoughts that is hindering us. Ek hou van wat die boekie vir my sê. Hy sê, as hy negatiewe gedagtes na jou toe kom, vra vir jouself harde vraag, is this really true? Is this true? According to scripture, this the reality may seem like real, but what does the word say about the enemy? What does the enemy do? He come to kill, steal, and destroy. So I feel like I'm losing everything. I feel like I'm dying. I feel like my life is being destroyed. So that cannot be from God. It seems real, but it's not from God. So is it real? No, it's not real. It's an effect of a cause, but it's not real. The only thing that is real is the word of God. Yes, I don't feel good now, but this thing is destroying me. So this is from the enemy. So you ask yourself, measure your life's decision on this question. Is this real? Is this what God told me? Or is this what the enemy is telling me? Is it absolutely true with 100% certainty that God will not restore me? Is it absolutely true that I will not get through the season? No, it's not absolutely 100% true because I was here before. Miskien is dit net intenser nou, but it's not 100% true because the word say, my latter will be greater than my past. Is it 100% true that I'm alone because I feel alone? Is it 100%? Am I certain about that? No, it's not. Because the word say, I will never leave you, nor will I forsake you. So I cannot entertain this thought. I cannot entertain this feeling anymore. I cannot. If I look at my face, if I look at my body, if I look at everything, this pain, is this 100% true that God will not heal me? Although I'm in this situation for years and months now. No, it's not 100% true. Because God is faithful. God can heal me. I'm not going to live out of memory. I'm not going to live out of the times when I've prayed and I felt that God didn't come through for me. I believe God is going to come through for me. And I surrender my thoughts to you, God. Thoughts is automatic. You will get thoughts every day. But you're not your thoughts.
You're the one that act on it. How do I feel when I believe this thought? How does this thought let you feel? Jy gaan nie werk kry nie, jou pa gaan jy nooit lief hê nie. Jy gaan nooit genees word nie. Jy's 'n failure. Niemand is lief vir jou nie. Ag, die woord van die Here is net 'n mis. How do you feel? Do you feel good about it? If you don't feel good about it, it means it's a lie. Because God did create you good, and anything that is not from God will feel heavy on your life. Anything that is heavy on your life is not from God. So it's not true. That feeling is not true. I've embraced this thought for so long. I have carried this thing for so long. And Jesus came and he said, come unto me, all who is weary, and I will give you rest. Take up, let I carry your yoke. So it means this feeling I have, I'm not supposed to feel like this. So the thought I am carrying is not my thought. It's not a thing that I can embrace. It is not in alignment with the Word of God. And anything that is not in alignment with the Word of God is not from God. And when you're done with that, meditate on the Word of God. Write down scriptures. Put it on walls where you can see it. You don't have to feel it now, but you can see it. The more you see it, the more the Word will become life unto you. What is written in your heart? Want die ding wat die Bybel sê, as ons eendag in die hemel kom, gaan die boek oopgemaak word. Die boek van goed en kwaad. En weet julle, die boek van goed en kwaad is ons harte wat oopgemaak gaan word. Ons harte gaan vir ons, vir God sê, wat het ons neergeskryf? What beliefs did we embrace? God is not going to judge us based on his feeling. He's going to judge us based on what is written on our hearts. Die woord van die Here sê, ek wil my verbond op julle hart neerskryf. Dis die nuwe verbond. I want it. Ek wil dit op julle harte neerskryf. The question is, are we willing tonight to embrace that truth? Gaan kyk jou in die spieël, man. Challenge yourself. So I've believed a lie for so long because I've prayed out of failures. I didn't pray from victory. God, as u my alreeds deur die ding gehaal het, uitgeneem het in 'n vorige tyd uit, kan u dit weer vir my doen. Lig jou ken op. Jy's meer as 'n oorwinnaar. The enemy has been defeated. You are a conqueror through Christ that gives you strength. Kan ek vir u vra om op te staan vanaand? Ek wil 'n geleentheid skep vir iemand wat hier is wat nog nie hulle harte vir die Here gegee het nie. Vanaand is 'n geleentheid. Say, God, I want to give my everything to you. En die tweede een is, ek wil 'n geleentheid skep vir iemand wat sê, you know God, I've prayed so long out of memory, I've give up on my prayers, I just think that you're gonna come through. My hope was the hope of this world. My hope was a maybe. If you come through, it will be good. If you're not gonna come through, it will also be good. God's will is for us to prosper. God wants us to prosper. God's will is for us to be joyful. God's will is to restore us. En miskien was dit 'n onkunde gewees hoe ons vir die Here gebid het. God wants to restore somebody tonight. As ek na my lewe kyk, ek het begin dinge neerskryf. Miskien 'n ou storie wat ek al vir julle vertel het. Toe my bankrekening 0 was, toe vat ek hy statement, toe plak ek in my kas op. Toe ek werk hê. Toe sê ek, God, you have given me, Here het vir my Exodus 14 gegee. Jy sê, look at them. Wat hy praat met die Israeliete. Hy sê, aanskou hulle, die Egiptenare, want jy gaan hulle nooit weer sien nie. Die Here sê, vat jou bank statement, Clifford, en aanskou die Egiptenare in jou bankrekening. Jy gaan hom nooit weer sien nie. En skryf in die belofte land, se promise. En ek aanskou die Egiptenaar, en ek skryf neer die belofte land.
En elke keer as ek my klerekas oopmaak en ek sien die Egiptenare en ek sien en ek aanskou die krag van die Here. God have changed my life forever. And God can do it for you. Wat sien jy? Wat sien jy vandag? God can restore you. Terwyl ons ons oë sluit, wil ek 'n geleentheid gee vir iemand wat 'n hart vir die Here wil gee. Die woord vir Ian was amazing. You can raise your hand tonight that we can see for, we can pray for tonight. Jy kan sien die hand in die agterkant. Amazing God. Thank you Jesus. We see the hands. We see the hands, God. Ek wil hê ons as gemeente, kom ons trek ons hande uit na die wat hulle hande uitgestrek het vanoggend vanaand. Kom ons kyk na die persone because they was bold. Kyk om julle. Daai dame wat heel agter staan. En kom ons steek ons hande uit na toe. Want hierdie kind kom huis toe. Vader, ek sê baie dankie vir die dogter, Here. Here, die dogter wat vanaand 'n besluit gemaak het, Here, om my aan te neem as 'n persoonlike saligmaker. She was bold enough, God. And because she was bold enough, you, Jesus Christ, are bold enough now to stand up for her and say, this daughter has come home. God, I don't know what she's facing. Ek weet nie waar sy gaan nie, maar Here, dankie dat jy haar sonde verwyder so ver as die ooste van die weste en die ding nooit weer daaraan nie. Dankie dat hierdie dogter van U was dood, maar sy het weer lewendig geword, Here. Here, ek bid dat U haar sal versterk, Here. Ek bid dat U haar sal versterk met kinderlike krag, Here. Ek bid dat die Heilige Gees oor haar lewe sal neerdal, Here. Ek bid dat 'n bonatuurlike krag van die Gees van die Here oor haar sal vaardig word. Ek bid dat sy sal uitgaan, Here, en in haar huis sal instap, Here. Sal hulle die teenwoordigheid van die Here voel oor haar lewe, Here. Skep vir haar 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van haar 'n vaste gees. Verwerp haar nie van die aangesig af nie, Here, in die naam van Jesus. Here, ek strek my hande uit oor almal in hierdie gebou, Here. Iemand wat in 'n laagte is, Here. Iemand wat werk soek, iemand se gesondheid, Here. Iemand wat op 'n plek is wat hy voel, ek moenie meer daar, hoe kom ek hier? I pray that you will restore them. God, use Hope Family, God, as your vessel. Use us as your vessel of restoration, God. But when you restore them, help om nie te wees soos die 9 of die 11 wat gegaan het en nie teruggekom het nie. Herstel hulle so dat hulle sal terugkom en vertel wat die Here vir hulle gedoen het, Here. Ek wil dat die deure sal oopmaak vir werke. Here, onthou U toe ek vir U gebid het en gesê het, plaas my naam op iemand se mind wat 'n besluit maak. Ek bid dit oor hulle lewens vir die wat werk soek, Here. Plaas hulle name nou waar hulle CV's in is, Here. Ek bid dat hulle CV's sal uitstaan, Here. Dat mense sê ons sal nie kan aangaan sonder hierdie mense nie. Ek bid vir die guns van die Here op hulle lewe. Ek bid vir diegene wat siek is, Here. Liggaamlik siek is, uitgeput is, Here. Ek bid dat U die Heilige Gees hulle sal aanraak, Here. Here, dankie. Toe Jesus deur Jericho gaan, het siekes gesond geraak. Die blindes het gesien, die krepeles het geloop en die melaatses was gereinig. God, I pray for that revival to take place in this church, God. I pray, God, die revival vind plaas in ons harte alreeds, Here, dat krepeles sal begin loop. Thank you, Holy Spirit. This is your church. Forgive me as the lead pastor if I have blocked you, God. I pray that things shall manifest in this church, in our communities, God. Sick people will come in here. Heartbroken people will come in here. And when they leave, they will be touched by the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. God, I pray for this week that is lying ahead. Tomorrow is Monday, God. I pray for you to be with your children, God. Here, die wat reeds by U is, Here, uitgeput miskien, Here, ek bid dat U vir hulle krag sal gee, Here. Die rest van die fasting, Here, wees saam met ons in hierdie fasting and reveal our hearts to ourselves in order to see your heart, God. Reveal our hearts first to us in order to accept your heart in the mighty name of Jesus.